Dag en welkom by Lig. So dis weer Sondag en hierdie gaan nou weer een van my dieper en langer gesprekke wees oor die Heilige Skrif en God se wil en plan vir ons as mens. Vandag kies ons om te dwaal deur die gange van filosofie, die wortels van oortuiging. Maar luister fyn sodat jy my reg verstaan. Ons praat nie van geloof vandag in sy goddelike krag nie. Daardie heilige vuur sal op 'n ander oomblik brand. Vandag kyk ons na die fondament en die raamwerk. Jou filosofiese oortuiging wat soos 'n skadu agter jou oë sit. Voordat jy kan bely waarin jy glo, moet jy eers 'n bietjie diep kyk na die hoe en die wat deeltjie van die saak. Jy moet die polsslag van sekerheid voel. Nou daar is gewoonlik 5 hoofstrome waaruit hierdie bestaan. En ons gaan vandag bietjie daarna kyk. Dit behandel goed soos die volgende: metaphysics, wat gaan oor realiteit. Epistemology, wat gaan oor jou kennis. Ethics, wat dan nou gaan oor jou waardes en jou morele. Logic, wat dan nou gaan meer oor jou redenasie. En dan natuurlik aesthetics, kuns, beauty, wonder, alles wat mooi is. Soos ons kan sien is daar verskillende forme. En met dit alles nou in gedagte, moet ons verstaan dat daar baie maniere is om die Bybel dan nou te interpreteer of na te kyk of oor te wil gesels. En as gevolg van dit vorm 'n mens dan nou jou eie filosofiese gedagtes. Maar ons is Christene en as Christene kan ons nie net enige filosofiese wandeling volg nie. Ons moet verstaan dat alles wat ons doen inpas volgens die Heilige Skrifte. Ons filosofie kan nie 'n ander pad hê nie. Dit moet buig voor die waarheid. Dit moet vloei vanuit die Skrifte uit. Elke gedagte, oortuiging en asemhaling moet in harmonie wees met die ewige. Hoekom sê ek so? Hiermee dan die teks vir vandag, Johannes 7 vers 38 en 39. Hy wie in my glo, soos die Skrifte sê, fontein van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Ek meen, hoekom sal God dan sy plan gee en dit nie volg nie? Of althans vir sy kinders die plan gee en dat hulle dit nie volg nie? Dis dan sy plan. So kom ons kyk dan nou gou-gou vir 'n paar filosofiese tipes, filosofiese lyne, wat dan uit lyn uit is vir 'n Christen om te volg. As jy dan op enige van hierdie tipe maniere glo, moet jy dalk heroorweeg of jy met die regte ding besig is. Goed, kom ons begin. Nommer 1. Polytheism of polytheïsme. Dit is waar 'n mens glo in meer as een God. Soos die Hindoe geloof. Christendom glo in een God, Efesiërs 4 vers 5 tot 6. Nommer 2, dualism of dualisme. Hier glo mense in 2 gode. Een God verantwoordelik vir die goeie en 'n ander vir die slegte dinge wat gebeur. Volgens Skrif is daar net een God en hy is goed, Genesis 1. Onthou, die duiwel is nie 'n God nie. 3, deism of deïsme. Hulle erken dat daar is 'n skepper, maar hy meng nie in nie, of althans hy kan nie beheer wat hy geskep het nie. 'n Horlosiemaker, die God, maak 'n mooi komplekse horlosie, die heelal, maar los dit dan op sy eie krag, om op sy eie krag te loop. The law of nature. Hy meng geensins in nie. Probleem met hierdie is dat die wonderwerke ook heeltemal dan ongeldig sal wees. Die Bybel vertel ons van meer as een wonderwerk en dat God meer as een keer met die mens in aanraking was. Nommer 4, monotheïsme. Hulle glo in een God, maar nie in 'n drie-enige God nie. Die Skrifte verwys na Elohim, een God in 3 persone. Hierdie is wat islamitiese en judaïsmiese geloof is. Matteus 28 vers 19 moet julle maar gaan lees. Nommer 5, materialism. Hierdie mens glo net materie is waar.
Wat hy kan sien en wat hy nou voor hom het, dit kan hy in glo. Interessant. En dan gaan lees ons in Johannes 4 vers 24. Nou ja, toe, nommer 6, mysticism, mystiek. Hierdie mens glo weer net in gees. Die probleem hier is, hulle oorvergeeslik dan ook baie maklik en raak heel van koers af. Daarvoor kan ons 1 Johannes 4 vers 2 gaan lees. Nommer 7, atheism, ateïsme. Hulle glo in geen God. Nommer 8, agnostic of agnosties. Hulle is weer nie seker waaraan hulle glo nie. Hulle sê hulle weet nie of daar regtig 'n God is nie. Nou daar is nog baie wat 'n mens oor kan praat, maar daar is 2 waarop ek baie graag wil fokus wat nou onlangs opgepop het, wat eintlik 'n baie groot probleem veroorsaak het, selfs vir kerke, in die feit dat hulle alles vat en hulle verdraai dit alles. Die eerste een, monisme. Hierdie individue is almal deel van dieselfde basiese geheel, wat God, die heelal, die natuur, die bron en die een of iets of anders genoem kan word. Natuur, gees, alles is een. Dit maak dan dat God as persoon uit hierdie hele storie uitgeskryf word. Hierdie mense staan bekend ook dan nou as jou New Age. En dis baie gevaarlik. Ek kan create, ek is God in my universe. Ja, nee, nie vir ons Christene nie. Dan, rationalisme. Ons eie redenasie is God. Maar as ons kyk volgens die skrif, het God vir die mens die redenasie gegee, nadat hy hom geskaap het. 'n Belangrike feit. Die ou duiwel. Hy is uit die hemel uitgeskop, omdat hy in sy hart gesê het, hy wil gelyk wees aan die Allerhoogste. Gaan lees dit maar. Onthou net, God is bo alles. Niks is bo God nie. Geen mens of geen kerk of geen instansie nie. So jy sien, dit is belangrik om te weet in wie jy glo en hoe jy in hierdie God glo. As Christene glo ons in een God. In 3 persone, die heilige drie-eenheid. Hy is die skepper van die heelal en hy is ook in beheer van die heelal. Hierdie is reg deur die skrifte bewys. Dit is uiters belangrik dat jy hierdie goed weet, sodat jy nie om die bos gelei kan word nie. Hier is dan nou 'n paar teksversies wat ons daarvan vertel. 1 Johannes 4. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die gees op die proef of hulle uit God is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Exodus 20, 3-5 en Josua 24 vers 19. Jy mag jou voor geen ander God buig nie. Hy is 'n jaloerse God, 'n heilige God. Filippense 4 vers 12, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Efesiërs 4 vers 13, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof, van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van 'n volle grootte van Christus. Efesië 4 vers 14, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe heen en weer geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van mense, deur sluwheid om listiglik tot dwaling te bring. Dit klink nou na vreeslike groot woorde, maar dit sê eintlik net vir ons dat mense gebruik tot soms die skrifte om jou te verlei. Party doen dit vir 'n agenda, party doen dit vir geld, party doen dit vir eie status. Dit kan gebruik word. Die Bybel is 'n tweesnydende swaard. Hy kan sny tot die lewe, hy kan sny tot die dood. Maar net soos wat ons die Bybel gebruik om die lewe en die waarheid te verkondig, is daar ander mense wat dieselfde Bybel gebruik wat hom verdraai. Dis een van die beste triks van die duiwel, sodat jy 'n ander ding glo. Glo in God soos die skrifte sê, nie ander menslike filosofieë nie.